'n vriendelike versoek gou. Dit is so, dat daar in ons kombuis was daar altyd so 'n bordjie op gewees, kombuis gesluit, dis nou egaliteit. Alright. Badkamers is gesluit, dis nou kerkdienstyd. Is dit reg? Ons gaan nou nie meer rondloop nie. Weet jy wat noem hulle die ouens wat so rondloop in die kerk? Hulle sê dis die ouens wat toiletpapier gaan steel. So nou wil ek jou vra, moenie 'n toiletpapier dief word nie. Bly weg by die badkamers terwyl ons besig is met die diens. Is dit reg? Prys die Here. Ons kan vir 1 uur en 'n half, 2 ure by Sterkienikol agteroor sit en kyk, en dan staan ek nie een keer op nie. Ek sien niemand daar wat opstaan nie, maar in die kerk, wow, manne is besig hoor. Prys die Here. Ek wil vanoggend net vlugtig vir die groote God wat ek ken, baie dankie sê. En ek wil ook saam met dit gelukwense sê, ons het nou 'n nuwe babietjie. Eerstien, jy het 'n mooi dogter hoor. Baie geluk. Baie geluk hoor. Dan is dit so dat ons het self 'n nuwe kleinseunryker geword en hy is voor die tyd gebore. En dit gebeur so dat die dokter sê onmiddellik ICU toe en hy moet vir so 'n maand in ICU wees. Jy sien in hierdie klein mannetjie is, as hulle 'n liter en 'n half koeldrankbottel langs hom gelê het, was hy kleiner as die bottel gewees. Hy het op 'n stadium van sy eie liggaamsvloeistoffies gebruik om homself te voed. En hy moes onmiddellik ICU toe gaan en die dokter sê minstens 'n maand moet hy in ICU wees. En 4 dae later toe sy by die huis. En hy klein seentjie weeg vanoggend, wat weeg hy? Amper 4 kilogram. Ja, halleluja. En nou wil ek vra die mooi uit van my hart, ons almal wil kyk hoe lyk klein John Luke. Maar die immuunstelsel moet opgebou word. So as jy wil kyk op 'n afstand. Jy is welkom om te kyk, maar kyk op 'n afstand. Moenie, is mos daai ding as jy 'n babatjie sien, ek wil jou net voesoen en druk net. So kom ons respekteer dit. Selfs as die hulle se babatjie kom, daar moet weerstand opgebou word. Die immuunstelsel moet opgebou word. So kom ons respekteer dit. Prys die naam van die Here. Nou ja, dis lang naweek. En ek is so bly julle is in die huis van die Here. Halleluja. Daar's nie 'n beter plek as om in die huis van die Here te wees nie. Ons kan na die tyd kan ons nou lekker gaan braai en doen net wat ons wil en gaan eet en al so aan. Ek skrik verlede week, skrik ek wakker, nadat ek droom en ek wil graag hierdie droom met julle deel en ek pla my nou vir 'n week en 'n half dit wat ek gedroom het. Ek droom ons is by 'n vakansieoord. En ek is in die swembad in die vakansieoord. En iemand sê vir my, hoorie, daar op die verhoog gaan daar nou 'n kerkdiens gehou word. En daar's 'n klomp van die kinders van die Here wat op die verhoog by mekaar gaan kom. En ek sê vir hulle, man, ek kan nou nie kerkdiens toe gaan, ek het nie eens 'n hemp aan nie. Die persoon sê, dis belangrik om by die diens te wees. En ek gaan en ek staan nader, en terwyl ek daar staan, word ek aangekla, want hulle is dinge besig met die dinge van die Here. En want hulle nooi my op verhoog toe, nou kan ek nie verhoog toe gaan nie, want ek het nie hemp aan nie. En ek sê, wag, laat ek net ordentlik aangetrek word. En ek gaan en ek trek 'n hemp aan en ek is op die verhoog, en net daarna ek op die verhoog is daar 'n geweldige rukwind. En al die kinders van die Here saam met my, ons word neergeslaan. En die volgende verlaat ons liggame. En ek sien en terwyl dit gebeur in my droom, begin ek met die Here praat. En die Here sê, en ek sê, Here nou, wat het hier aan gebeur? Wat is aan die gang? En die Here sê, toe jy onwelvoeglik aangetrek was, toe jou bruilofskleed nie skoon was nie, toe jy nog deel van die wêreld was, het jy daar in die gehoor gestaan,
En dit was belangrik vir jou om jou feesmaal aan te trek, sodat jy kan kom sit aan die bruilofstafel, sodat jy saam met my kan gaan, en saam met my kinders na die hemel toe kan gaan. Ek sien Here in al hierdie mense, ek sien baie van my gemeentemense, wat staan tussen hierdie mense daaronder, sê hulle kleed is besmet, hulle kleed is nie skoon nie, hulle kleed is nie rein nie, en hulle gaan nie saam nie. My liewe vriend, dit het my geruk, net die wete dat van my gemeentemense, dit nie gaan maak, as God kom om sy kinders te kom haal nie. My liewe vriend, daar is 'n hemel. En so seker as wat ek hier staan, Willie, daar's nie een hierso, wat die dood gaan vryspring nie. Jy wat die dood gaan vryspring, steek gou jou hand op. Ek sien nie hand nie. Ons is almal bestem om te sterwe. Almal bestem om eendag ons laaste asem uit te blaas. Ek lees daar in die woord van die Here, ons sal nou die skrif hier opsit. David en Jonathan, twee goeie vriende. Jonathan se pa Saul wil David doodmaak. Hy wil David om die lewe bring. En David sê vir Jonathan, daar in 1 Samuel 20 vers 18. Hoor wat sê die woord van Here. Verder het Jonathan vir hom gesê, môre is dit nuwe maan, en jy sal gemis word, want jou sitplek sal leeg wees. Hy het gaan wegkryp vir Saul en sy sitplek is leeg. En so iewers gaan jy te sterwe kom en dan gaan jou sitplek leeg wees. Dan gaan jy nie meer hier wees nie. Vraag is, waar gaan jy wees? Waar gaan jy die ewigheid deurbring? In Hebreërs 9:27 is daar 'n mooi skrifgie wat sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna, wat dan? Die oordeel. Ons is bestem om te sterf. En ek het so maand en 'n half terug, pastoor Michael, het ons gesels bietjie oor die hemel, en het ons gepraat oor die grootheid van die hemel, en hoe mooi dit gaan wees, en dit wat vir ons beskore is, en daar waarheen ons gaan. Maar jy sien, dit gebeur deesdae, reg oor die wêreld, dat daar nie meer gepraat word oor die hel nie. Want as die prediker oor die hel praat, dan kom ons nie meer kerk toe nie. Die predikers, ek wil vir julle sê, jy wat na hierdie video-opname gaan kyk, ek wil vir jou sê, dis tyd dat ons die hel warmer as ooit tevore preek, dat die mense nie verlore sal gaan nie, maar dat hulle die hemel sal ingaan. Dis vir my belangrik dat die een van my gemeentemense in die skadu sal staan, terwyl die koning sy bruid kom haal nie. In 1 Korintiërs 2 vers 9, as ons dit gemaak het, en ons name is geskryf in die boek van die lewe, as ons geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor het, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, want God berei het, vir die wat hom lief het. Wat het hy gemaak? Hy het gesê, kyk, ek gaan om vir jou plek te berei. En nou sê hy, hierdie plek is so mooi. Dit het nog nie eens in jou hart opgekom, hoe mooi hierdie plek is nie. Dit het nog nie eens in jou hart opgekom, dit wat ek van jou gaan doen het nie. Parelpoorte, mooie stad. Maar dit kos 'n prys. Dit is belangrik dat jy seker maak jou naam is geskryf in die boek van die lewe, sodat as die boek oopgemaak word, dat jou naam afgelees word, in die rol wat afgelees word, dat jou naam daar verskyn. En daar by die Oospoort, as ons mekaar ontmoet, wil ek sien, hey, hier's Gys. Halleluja. Hier's Daitjie. Hier's Ruben. Wil ek jou daar sien, my liewe vriend, by die Oospoort. Maar dit is belangrik dat jy reg is om na hierdie plek toe te gaan. En as jy nou sterf, soos wat dit nou bestem is, en jou hart is skoon, en jou lewe is skoon,
Dan staan daar geskryf in Psalm 116:15, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Halleluja. Jy wat in die Here sterf, jy's kosbaar vir die Here. Jy's kosbaar vir hom. Kosbaar. As jy te sterwe kom, wat gebeur? Wat gebeur? Blaas my laaste asem uit. En dan kom die engele. Kom haal hulle jou. Dan vat hulle jou na die koning van alle konings, hy wat sy alles vir jou gegee het. Hy wie vir jou gesterf het. Dan is jy saam met Jesus. Prys sy heilige naam. Maar soos wat daar 'n hemel is, so is daar 'n hel. So is daar 'n plek waar jy sal gaan, as jy nie die Here ken nie. En vanoggend preek ek dalk 'n bietjie anders as wat ek normaalweg preek. Maar hierdie goed het in my binneste geruk. Net die feit dat van my mense nie reg is nie. Net die feit dat mense nie hulle hart en lewens in totaliteit vir die Here gegee het nie. Net omdat mense se bruilofskleed besmet en vuil is. Dan lees ek in Hebreërs 10:31. Vreeslik is om te val in die hande van 'n lewende God. Vreeslik. Want wat gebeur? As jy val in die hande van hierdie lewende God, word jy in die poel van vuur gewerp. Poel van vuur. Ek wens ek kan eintlik net gou vanoggend iemand se aansteker gebruik. Sigaret aansteker, net gou gebruik en dan moenie nou uithaal nie, anders gaan almal weet jy rook. As ek daai aansteker kan vat en ek kan so loop en ek kan jou so brand op jou hand. Kan ek jy mense op 'n brand kom? Kom ons begin by jou. Halleluja. As jy net kan voel hoe dit voel om gebrand te word, as jou hand op 'n warm plaat sit en jy brand. Ag, dit is niks in vergelyking. Moet jy jou hele lyf gaan brand, aanhoudend gaan brand en gaan brand en gaan brand. En woord van die Here sê daai vuur gaan nie uitgewis word nie. Daai vuur gaan aanhoudend brand. Nou, jy sien, jy gaan brand vir 1000 jaar lank. En dan is die finale dood. En in daai 1000 jaar, dan gaan die kinders van die Here fees vier, terwyl die ongeredde besig is om te brand. Bad. Nie lekker nie. Nou vra ek jou die vraag, is dit lekker om in sonde te leef? Party mense is dit lekker, maar ek dink nie dis lekker om met 'n babbelas op te staan nie. Kom aan. Laat ons eerlik wees rondom dit. Ek dink nie dit is lekker as jy jou eggenoot byvoorbeeld verneek het om die hele tyd oor jou skouer te kyk en te sê, gaan hulle my uitvang, gaan hulle my nie uitvang nie. Ek dink nie dit is lekker as jy in die supermark staan en jy het 'n ding in jou sak gedruk waarvoor jy nie betaal het nie. Sê, het hulle my op die kameras gesien? Het hulle my nie gesien nie? Ek is nie hier vanmôre om vir jou sonde te preek nie. Maar ek is hier om vir jou te sê, dat die bloed van Jesus reinig van alle ongeregtigheid, alle sonde, sy bloed was jou, halleluja. Broer Henry het die taal in die uitleg gebring, Jesus Messiah. Is hy jou Messias? Is hy jou God? Is hy jou koning? Pertinent is dit gevra gewees. En hy was so in lyn gewees vanmôre. Jesus Messiah. Is hy jou Messias? Waar staan jy met hierdie koning? Waar is jou hart? Openbaring 20. Vanaf die 11de vers, 11de en die 12de vers. En ek het 'n groot wit troon gesien. En hom wat daarop sit. Kyk, daai hom is met 'n hoofletter. Dit beteken, dit is Jesus, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het.
en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Die 12de versie sê, en ek het die dode klein en groot vir God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boek geskryf is, volgens hulle werke. Wat is jou werke op aarde? Waarmee is jy besig? Daar word boek gehou. Daar word boek gehou van dit wat jy mee besig is, dit wat jy in die tuister mee besig is, dit wat jy mee besig is, wat jou vrou en kinders nie van weet nie, of jou man en kinders nie van weet nie, dit wat jou mamma en papa nie daarvan weet nie. Daar word boek gehou. Maar weet jy wat? Daar's reinigende bloed wat vloei. En as daai bloed vloei en jy's rein gewas en skoon gewas, dan word dit uit daai boek uitgewis. En die woord sê, hy vat dit en hy werp dit in die diepte van die see, en hy dink nooit weer aan jou ongeregtigheid nie. Hy vergeet daarvan. Dit word uitgewis uit daai boek uit. Daar gaan niks geskryf wees in daai boek as jy skoon is voor die Here nie. En in die 15de versie van Openbaring 20, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die boel van vuur gewerp. Al wat in daai boek moet staan, is Martin. Al wat in daai boek moet staan, is Johan. Jaco wat op sy selfoon is. Dis al wat in daai boek moet staan. Hy kyk die skrif op sy selfoon, hoor, ek sê dit. Jou naam. As dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek, die boek van die lewe, is hy in die poel van vuur gewerp. Wat staan in die boek van die lewe? Is jou naam daar? Is daar geskryf? Jou naam in hoofletters. As die engele jou vat na Jesus toe, gaan Jesus vir jou sê, welkom, goeie en getroue diensknegt. Welkom thuis. Of gaan hy vir jou sê, gaan weg van my af, jou vervloekte. Ek het jou nooit geken nie. Jy het ons geleef soos jy wil. Jy het gemaak soos wat jy wil. Jy het opgetree soos wat jy wil. Jy het my nie geken as jou God wanneer dit nodig was nie. Jy het my nie eerbiedig as Heer en Meester nie. Wat gaan gebeur? Is hard. Maar hierdie is ernstige sake. Hierdie is ewigheidssake. En ons almal is bestem om te sterf. Hierdie week het Gys het nie sy seun begrawe, want hy is in sy 30's gewees. So is nie net 70, 80-jarige mense en 90-jarige mense wat sterf nie. Jonge sterf ook. Sterf jy in Christus? Sterf jy sonder Christus? As jy nie die Here dien nie, en jou man dien die Here, moet jy dalk vir hom soveel as wat jy kan sê tot ziens. Want as die Here hom kom haal, gaan jy hom nie weer sien nie. En dan gaan hy saam met die koning wees, jy gaan in die poel van vuur gewerp word. Wauw. Hoe staan jou saak? Hoe staan jou saak? Daar is die storie van 'n vrou wat gewas en stryk het vir mense. En op een stadium toe staan sy in die kerk. Toe sê sy, prediker, bid net vir my. Ek gaan die hemel nie sien nie. Maar kom ek sê vir jou, hoekom ek nie die hemel gaan sien nie. Sy sê, elke keer wanneer ek was goed gewas het, en dan van hierdie sunlight seep oorgebly, het ek
ek het in my sak gesit en ek het dit huis toe gevat. Ek sien maar hierdie Sunlight seep het nou 'n berg gevorm. En ek kan nie oor hierdie berg kom by die heerlikheid van God nie. Sodra ek wil oorkom, gly ek. En dit gaan my weerhou om in die hemel te kom. Want sien hierdie seep is glad en ek gaan Jesus nie sien nie. Wat is jou Sunlight seep vanmôre? Wat is daai ding wat jou weerhou? Wat is daai ding wat jou weerhou? Spil, jy kan 'n speld oorval. Hoekom? Ons is besig met ewigheidsake. En vanoggend wil ek vir jou sê, ek wil nie jou bloed op my hande hê nie. En daarom sê ek vanmôre vir jou, maak seker jou hart en lewe is reg. Draai om, maak seker jou kleed is skoon. Maak seker jy gaan die koning van konings tegemoet gaan, met 'n glimlag op jou gesig, en nie skuil en wegkruip, as jy in sy teenwoordigheid gaan kom, en hy sê vir jou, gaan weg nie. Ekskuus tog. Verstaan jou saak. Verstaan jou saak. Wayne speel vir ons iets saggies daarso. Ek gaan selfs die orkes kans gee vanmôre. Jy sien, ons staan daar op die verhoog en ek preek nie nou net vir hulle, ek gebruik hulle as 'n voorbeeld. En hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, pastoor. Daar's nie 'n probleem nie, maar die binnekant. Dis dinge nie lekker nie. Dis my lewe nie wat hy moet wees nie. Ek gebruik hulle net as 'n voorbeeld, ek sê nie dit is so nie. En so is dit, ek kry jou by die deur, hoe gaan dit? Het gaan goed. Wait, speel maar. Dit gaan goed. Maar jy is so ver van die Here af. Jy het nodig dat die Here jou moet was in sy kosbare bloed. Jy het nodig dat jou naam geskryf is in daai boek. Die boek van die lewe. Kom ons by God.